Nou, dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre saam met u hier te kan wees, vir my en my moeder. En ek wil sommer van die geleentheid ook net gebruik maak om vir elke moeder 'n aangename dag toe te wens en dan ook net my dank en waardering namens ons mans en ons kinders uitspreek vir u liefde en u genade, vir die groot opoffering en die bystand. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? So baie aangename dag vir u. Napoleon het gesê, as daar goeie moeders in Frans is daar goeie seuns. Dis die toedoen van, of die handewerk van 'n moeder. Spurgeon het gesê, hy is baie verskuldig aan sy moeder se gebede. En ons vertrou dat dit ook waar is en waar sal wees van u lewens en dat u ook in die tyd wat die Here u nog mag spaar as moeder, dat u die liefde en die genade van u huisgesin en kinders sal ervaar. Ons lees uit die Bybel uit Johannes hoofstuk 2. Johannes hoofstuk 2 en ek lees vanaf die eerste versie tot en met vers 12. Jesus verander water in wyn op die bruilof in Kana. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hul tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hier die eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het hom geglo. Daarna het hy na Kapernaum afgegaan, hy en sy moeder en sy broers en sy disippels, en hulle het daar nie baie lang of nie baie dae gebly nie. Tot daar uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, ons buig ons hoofde, ons maak ons oë toe, dan gee ons hierdie diens aan die Here af in gebed. Baie dankie, Here, dat u dit in u raadsplan goed gevind het, om ons in die afgelope tyd te spaar, en dat u dit so gewil het, dat ons vanmôre hier by mekaar gekom het, of kon kom, en dat ons uit u woord uit kan lees, en dat ons die wonderlike voorreg ook het om uit u woord uit te kan leer. Ons dank u vir u liefde, vir u genade.
Ons dank U, Here, vir U geduld met elkeen van ons. Ons dank U, Here, vir die tyd wat U ons nog spaar hier in hierdie wêreld, op hierdie aarde, om vir U diensbaar te kan wees. Here, ons wil ook vanmôre ons dankbaarheid uitspreek vir ons moeders. Vir elke inset wat hulle gelewer het in ons lewens, wat hulle nog lewer. Vir elke gebed wat hulle gebid het, en wat hulle bid, vir hulle kinders, vir hulle familie. Ons vra asseblief in diepe afhanklikheid, dat U hulle sal seën, in besonder in hierdie dag, en dat hulle elkeen sal beleef U wonderlike liefde en genade vir hulle. Dankie dat ons ook kan bid, Here, vir ons afkondigings wat hier op die bord verskyn het. Ons bid vir elkeen wat ongesteld is, dat U asseblief sal oprig en gesond maak. Ons bid vir elke aktiwiteit wat beplan word in die week en wat voorlê volgende week. Die hemelvaart, Pinkstergeleentheid. Ons vra dat U ons sal help, dat ons harte sal voorberei, dat U dit vir ons ook moontlik sal maak om hier te wees, om saam te kan stem, saam te kan bid. En dankie, Here, dat ons weet, U wil en U sal dit doen. Ons bid ook vanmôre maar net weer vir ons land. Ons hoor hoe dit gaan met ons boere. Die stryd wat hulle ervaar, die skade wat hulle ly. Here, ons vra dat U asseblief, en ons weet, dit is alles roepstemme van U. Ons vra dat U met hulle sal praat, maar ook met ons as volk, want die gevolg van al hierdie skade wat hulle ly, sal ons nog ervaar, en wag vir ons. Daarom bid ons dat ons getrou sal wees, ook in ons voorbeding vir hulle. Ons wil ook vir U vra om ons te herinner om te bid vir ons regering, dat U hulle siele sal red, en Here, dat U wil in hulle lewens sal vind, as U ook hulle siele uit genade red. Bid ook vanmôre vir die verkondiging van U woord, waar dit ook in ons land mag wees, oor die wêreld, dat U Uself sal openbaar en U wil sal bereik. Neem asseblief nou U regmatige plek tussen spreker en hoorder in hierdie gebou in, en bereik ook U goeie doel deur die verkondiging van U woord. Ons bid dit met dankbaarheid. Amen. Nou, liewe broer en suster, liewe vriende, ek wil vanmôre met die genade van die Here met U praat, na aanleiding van hierdie woorde in vers 5. Sy moeder sê vir die dienaars, nou, dit was my mooi, hier sê die ander vertaling, die bediendes. Dis wat hulle is. Die Here sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Die sentrale gedagte of die tema van die boodskap van môre is advies van Jesus se moeder. Advies van Jesus se moeder. En alhoewel dit nou vanmôre Moedersdag is en ons gaan praat oor die advies van 'n moeder, sal u nou opmerk die wonderlike gebeurtenis hier en die boodskap hier is nie net gefokus op 'n moeder nie. Hierdie advies wat hierdie moeder hier gegee het, strek baie verder as net daai gebeurtenis, daai dag daar in Kana. Dit strek uit tot hier by ons vanmôre,
En daar is 'n goeie doel en 'n goeie les wat die Here vir ons wil en kan leer as ons kyk na hierdie advies van die moeder. Nou hierdie kort versie, net wat hy vir julle sê moet julle doen, dra 'n buitengewone, diep geestelike betekenis. Hoor mooi, dra 'n buitengewone, diep geestelike gebeurtenis. Dis hier in Kana waar die Here Jesus water in wyn verander het, die eerste wonderwerk waar dit plaasgevind het. Maria se woorde aan die dienaars, aan die diensknegte, word dikwels beskou as die kernsamevatting. Hoor nou mooi. Word dikwels beskou as die kernsamevatting van ware disippelskap. Ware disippelskap. Haar advies, die kernsamevatting van ware disippelskap. En wat is dit? Gehoorsaamheid aan Jesus. Gehoorsaamheid. Dis wat sy adviseer. Hierdie gebeurtenis speel hom af daar in Kana. Die wyn het klaar geraak. Dit was 'n groot sosiale verleentheid in daardie tyd, in daardie kultuur. En Maria gaan na die Here Jesus toe en sy noem aan hom. Hulle het nie wyn nie. En die Here Jesus antwoord haar hierdie woorde. My uur het nog nie gekom nie. My uur het nog nie gekom nie. En dit verwys na die volle openbaring van sy heerlikheid. Die volle openbaring van die werk wat hy vir ons kom doen het as mense. Sy kruisiging, dit wat het vooraf gegaan het en dit wat daarna gekom het. Sy opstanding. Dis waarna dit verwys. Die volle betekenis van, of die kernsamevatting van sy disippelskap. My uur het nog nie gekom nie. Sy draai toe om na die dienaars toe en sy sê vir hulle hierdie woorde. Doen net wat hy vir julle sê. Doen net wat hy vir julle sê. Dit, liewe broer en suster, openbaar haar geloof en haar vertroue in die Here Jesus. Selfs voordat hy enigiets sigbaar gedoen het. Sy vertrou so sy woord, sy vertrou so in wat hy kan doen en wat hy wil doen, dat sy vertrou hom. Daarom die kernwaarheid is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Wees net gehoorsaam aan die Here Jesus, aan hom. Sy moeder sê hierdie woorde, of die hele gedagte wat die skrif vir ons hier uitwys, sy moeder sê, Maria tree hier op as iemand wat mense na Jesus toe verwys. Sy verwys die dienaars na Jesus toe, nie na haarself toe nie. Nie na haarself nie. Dit is betekenisvol dat haar laaste aangetekende woorde in Johannes presies hierdie opdrag is. Gehoorsaam Jesus. Dis haar boodskap. Dis haar advies aan hierdie mense, aan hierdie dienaars, en dis haar boodskap, haar advies vanmôre vir ons, wat na die woord van die Here
luister. Sy neem nie beheer oor die wonderwerk nie. Sy laat die fokus nie op haar val nie. Sy plaas die fokus volledig in hierdie advies wat sy hierdie dienaars gee, wat sy vir ons gee, wat vanmôre na haar woord luister. Sy plaas dit volledig op die Here Jesus. Die geestelike betekenis wat hierdie advies vir ons inhou is, ware geloof wys altyd na Jesus. Ware geloof. Dis hierdie advies. Geestelike volwassenheid beteken om Christus sentraal te stel. Dis wat sy doen. Dis haar advies. Maria se rol is die van vertroue en leiding na die Seun. Vertrou hom. Kyk na hom. Doen wat Jesus vir julle sê om te doen. Doen dit. Dis die geestelike advies, die geestelike betekenis wat hierdie gebeurtenis van ons inhou. Moeder se advies, die moeder van Jesus se advies. Maar kyk nou, vir wie gee sy die advies? Nie vir hooggeplaastes, nie vir die belangrike mense wat daar saamgekom het nie. Sy gee hierdie advies vir die dienaars, vir die diensknegte, vir die gewone mense wat daar gewerk het. Dit wys God se werk dikwels, of God werk dikwels deur nederige mense. En dis wat ons van hierdie moeder van môre kan leer in haar advies. Dat alvorens ek nie op daai plek gekom het waar ek hom in beheer geplaas het van my lewe, myself voor hom verneder, myself voor hom neerbuig en hom gehoorsaam in sy woord en hom gehoorsaam in alles wat hy van my vra, alvorens ek nie daar gekom het nie, sal ek nie kan ervaar. En sal hierdie advies van hierdie moeder vir my niks seggend wees. God werk deur nederige mense. Diegene wat naby genoeg is om te dien, sien dikwels eerste die wonderwerk. Onthou, op hierdie stadium toe die moeder daar adviseer, het die wonderwerk nog nie plaasgevind nie. En wie het dit eerste gesien? Wie het dit eerste beleef? Hierdie dienaars. En dis die les van môre vir ons as kinders van die Here. Dat as ons die wonderwerkinge van die Here wil ervaar, dan is dit nodig dat ons die advies van hierdie moeder sal aanneem. En ons sal neerbuig voor die Here in gehoorsaamheid en hom eers te stel in die Here. In ons lewens, eers te stel, sodat hy in ons en deur ons kan werk. Gehoorsame diens gaan dikwels die openbaring van God se krag vooraf. Gehoorsame diens. As ons gehoorsaam aan die woord van die Here, sal ons ervaar en beleef sy wonderwerke. Ek wil vir u sê, as ons die Here Jesus vertrou met ons lewens, en ons stel ons in nederigheid aan hom, tot sy beskikking, en ons vra hom om in ons te werk, sal ons beleef hoe dat hy ons gebruik, en die grootste wonderwerk kan ons dan beleef, en dit is as ons met 'n siel praat, en daardie persoon besluit om 'n keuse te maak vir Jesus, en hy word wederbaar, sal ons dit beleef, sal ons dit ervaar. U weet, liewe kind van die Here, dis die grootste wonderwerk
is die wederbaring van 'n siel in hierdie lewe. En dit is waarmee ons, en dit is die ondervinding wat ons kan hê, as ons die advies van hierdie moeder aanneem, en gehoorsaam aan sy woord, gehoorsaam aan sy wil en begeerte, sal hy in ons en deur ons werk, om te beleef hoe siele verander. Hierdie dienaars, die moeder sê vir, die vrou sê vir hulle, Jesus se moeder sê vir hulle, maak die kanne vol water. Dit was vir hulle vreemd. Dit was vir hulle baie vreemd. Iets vreemds, iets snaaks. Vul die kanne. En dan kom die opdrag verder, skep daaruit. Hulle sê die wyn is klaar, nou gee sy hierdie advies, maak die kanne vol water, en nou is dit vol water, en nou sê sy skep uit. En dan sê sy nog, vat dit nou vir die seremoniemeester. Vat dit. Hulle het nie verstaan. Ek is seker, u kan saam met my nou insien. Hulle het glad nie verstaan wat die advies is, wat beteken dit, wat sy nou vir hulle sê nie, wat sy vir hulle sê, hulle moet doen nie. Hulle het glad nie verstaan nie. Maar hulle gehoorsaam. Hulle gehoorsaam. En toe hulle gehoorsaam, toe ervaar hulle die wonderwerk. Nou, liewe kind van die Here, so is dit ook waar, en kan dit waar wees in ons lewens ook, dat die Here baie keer van ons vra om dinge te doen, wat ons nie nou verstaan nie, om dinge te hanteer wat ons nie nou kan verstaan nie. Baie keer laat hy toe dat dinge oor ons pad kom wat ons nie kan verstaan nie, wat ons nie antwoorde voor het nie. Baie keer kan dit gebeur. Maar wat so wonderlik is, saam met al die dinge wat hy toelaat, stuur hy die uitkoms, sodat ons kan beleef. Maar die kernadvies van môre, of die kernboodskap van hierdie advies van môre is, wees gehoorsaam. Net wat hy vir julle sê. Net wat hy vir julle sê. Maria gee nie raad, sy gee nie advies, gebaseer op gevoelens, gebaseer op tradisie, gebaseer op menslike wysheid nie. Sy vestig, en dis die advies van môre, van hierdie moeder van die Here Jesus, ook vir ons hier. Sy vestig absolute gesag in die Here Jesus. Niks anders daar nie. Nie in die water nie, nie in die kanne nie, nie in die diensknegte nie, nie in haar nie, maar op die Here Jesus. Doen wat hy sê. Doen wat hy sê. En liewe broer en suster, dit leer ons vanmôre by die advies hier, dat die woord van die Here Jesus, Jesus se woord, is vir ons genoeg. Ons kan sy woord in ons harte bære, ons kan sy woord vertrou. As ons sy woord gehoorsaam, dan kom begrip. Dan kom begrip. En nou nie baie, in baie van die gevalle nie soos ons wil nie, soos hy wil. Gehoorsaamheid gaan begrip vooraf. En dan die wonderlike gebeurtenis. Geloof reageer op Christus se stem. Geloof. Die woord is die grondslag, lees ons in Romeine, van ons geloof. En dis die advies wat hierdie moeder van môre vir ons gee. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. In die evangelie van Johannes is Jesus voortdurend, onthou nou,
wees gehoorsaam aan sy woord. In die Johannes Evangelie lees ons voortdurend waarna die Here Jesus verwys word as die woord van God. Die woord van God. So as Jesus spreek, is dit asof is dit God self wat praat. Daarom dra haar opdrag, daarom dra sy opdragte, daarom dra sy voorskrifte vir ons as kinders van die Here goddelike gesag. Daar's gesag. En dis nie gesag wat ons onsself toeëien nie. Dis gesag wat hy in ons en deur ons bewerk. Net wat hy vir julle sê, dis die fokus. Wat hy sê. En dan kom hierdie woorde. Moet julle doen. Moet julle doen. Hierdie is 'n oproep tot daadwerklike gehoorsaamheid. Ons het net nou gehoor dat haar hele optrede is gefokus op gehoorsaamheid. Disippelskap. Hierdie dit wat julle doen, hierdie daadwerklike gehoorsaam is nie. Ag, oorweeg dit eers. Dink eers 'n bietjie daaroor. Kyk of jy daarmee saamstem. Dis nie waaroor hierdie advies en wat hierdie oproep is van hierdie moeder nie. Hierdie advies is julle moet dit doen. Dit is jy moet 'n woorder word, jy moet 'n dader word van God se woord. Doen dit. En liewe kind van die Here, is dit nie baie keer die fout wat ons maak? Ons dink ons wil eers so 'n bietjie gaan dink. Ons wil eers so 'n bietjie bepeins. Die Here praat met my en ek weet dis hy wat praat, maar ek wil eers so 'n bietjie dink. Ek sal bietjie later. Terwyl die opdrag en die advies van hierdie moeder is, as jy die woord van die Here hoor, doen dit. Daadwerklike gehoorsaamheid. Luister. Jy weet, hierdie dienaars het geluister. En toe hulle luister, toe gehoorsaam hulle. En toe hulle gehoorsaam, toe beleef hulle die wonderwerk. Toe beleef hulle. Jy weet, is dit nie miskien ons probleem? Dat ons luister, maar ons gehoorsaam nie. En daarom ervaar ons en kan ons nie ervaar die wonderwerk van die Here Jesus nie. Laat ons hierdie advies van hierdie moeder aanneem en in ons harte bære. Nou hierdie boodskap of hierdie advies is vir ons, as dit kom by die werking van die Here, behoort dit vir ons 'n baie diep betekenis te dra. Dit moet ons leer, dit behoort ons te leer, gehoorsaamheid bring openbaring. As ek die woord van die Here openbaar, of as ek die woord van die Here in my hart bære, as ek die woord van die Here gehoorsaam, dan sal hy sy woord aan my hart verklaar. Hy sal dit openbaar. Hulle moes eers gehoorsaam, hierdie diensknegte, moes eers gehoorsaam, voordat hulle die wyn gesien het. Dit weerspieël 'n Bybelse patroon. Ons moet eers gehoorsaam, voor ons ervaar. Noag, dink bietjie aan Noag. Die Here het vir hom 'n opdrag gegee, gaan bou 'n ark. Hy moes dit eers doen. Toe ervaar hy die wonderwerke en die openbaring van die Here. Abraham het weggetrek, sonder dat hy geweet het waarheen, maar hy moes eers trek, voor hy kon ervaar die openbaring. Petrus, die Here Jesus kom by hom, hy sê, kom ons gaan vang vis. Hy sê, Here, ons het die hele nag.
En voordat hy die wonderlike openbaring van Jesus kon ervaar, moes hy weer die nette uitgooi. So u sien dus, liewe kind van die Here, gehoorsaamheid bring openbaring. So dit maak nie, dit gaan nou nie van môre oor hoeveel keer het die Here my gepraat, en hoeveel keer was ek ongehoorsaam, en hoeveel keer het ek dit nie. Die woord sê, vergeet die dinge wat agter is, trek jou uit na wat voor lê. Nou is ons aan die voet van die Here Jesus, en ons luister na die advies van die moeder. Die toekoms van nou af in die toekoms, maak saak, maak saak. God openbaar sy krag na die standaard van ons gehoorsaamheid. Hierdie moeder van Jesus is 'n voorbeeld van geloof. Sy manipuleer nie vir Jesus nie. Sy manipuleer hom nie. Sy's nie voorskrifklik nie. Sy vertrou hom. Sy vertrou hom. Haar houding is, ek sien die nood. Ek sien die nood. Sy bring die nood na die Here Jesus. En sy laat die saak daar. Sy laat dit daar. En sy verwag, hy sal optree. Op sy tyd sal hy optree. Dis die advies van hierdie moeder. As ons sien, moet ons dit bring na Jesus. En as ons dit bring, laat ons dit daar. Met die verwagting, hy sal optree. En as jy nou mooi hierna luister, na hierdie houding van hierdie moeder, dan sal u hopelik agterkom, dat dit is die model. Dit behoort die model te wees van 'n kind van die Here se gelowige gebed. Dis wat ons moet bid. Here, ons sien die nood. Here, ons bring dit na u toe. Ons vra dat u sal werk. Ons laat dit daar met die wete en die verwagting dat hy sal optree. My liewe kind van die Here, niks kan u nou vanmôre hoor, ek sê dit vir u in die naam en die gesag van die woord, niks sal ek en u, of kan ek en u van die Here vra, as dit binne sy wil is, dat hy sal dit nie doen nie. Dit kan nooit, dit sal nooit gebeur nie. Ons bid vir herlewing, ons bid vir die redding van siele, week na week, en dit baie keer, dan skiet die duiwel pyltjies op ons af. Hy loop rond met so klein boogie, met sulke klein giftige, vurige pyltjies, om ons geloof te benadeel, en hy vuur dit om ons af. Ag, jy mors jou tyd. Ag, dit gaan nie gebeur nie. Ag, dit kan nie gebeur nie. Ek wil vanmôre vir u sê, die advies van hierdie moeder, wys vir ons dat Jesus doen, as daar van hom gevra word. En die ewigheid sal eendag getuig van dit wat ons as kinders van die Here hier op die aarde gedoen het. Ons vertroue, ons gehoorsaamheid, die uitwerking daarvan, die ewigheid eendag sal getuig dit wat ons bereik het deur ons gehoorsaamheid. Nou en hiermee gaan ek nou afsluit. Hier's 'n paar praktiese toepassings vir ons in die dag waarin ons lewe. Wanneer dinge ontbreek, soos die wyn wat hier opgeraak het, bring die nood na Jesus toe. Dis 'n praktiese les. Bring dit na Jesus toe. Wanneer jy nie verstaan nie, wanneer ons nie, en ek wil weer sê, baie keer gebeur dit dat ons nie verstaan nie. Die dienaars het nie geweet waarom hulle water moes skep nie. Al verstaan ons nie. Doen, wees gehoorsaam. En dan wanneer Jesus praat,
sal ek alles verstaan. Maar ek moet doen wat hy sê. Nou in hierdie paar gedagtes, nou ek wil net vir hierdie uitwys, 'n paar sleutelgedagtes, 'n paar sleuteltemas, wat vir ons, hopelik het u dit nou al gesnap, vir ons in hierdie advies van hierdie moeder uitkom. Vertroue in die Here Jesus. Dis gehoorsaamheid. Geloof voorsig. Ek glo voordat ek sien. Nederige diens. Jesus se gesag. Dis goddelike voorsiening. Die openbaring van Christus. En dit is waar alles nou bymekaar getrek word. Die openbaring van sy heerlikheid. Die Here Maria wys, haar advies is, net wat hy vir julle sê, doen dit. Maria wys nie na 'n metode nie na 'n menslike oplossing nie, maar sy verwys na iets wat Jesus alleen kan doen. Die dienaars gehoorsaam en 'n wonderwerk vind plaas. En daarom kan ons vanmôre hierdie advies, luister na wat hy vir julle sê, doen wat hy vir julle sê, vertrou hom en doen dit. En dan sal jy ervaar sy vreugde, sy liefde en sy oorwinning. Nou liewe kind van die Here, dit is die advies van die moeder van die Here Jesus ook aan ons vanmôre. En laat ons hierdie woord van môre, hierdie advies van môre in ons harte bære. Ons moet dit aanneem. Ons moet dit gehoorsaam. En dan sal ons beleef hoe dat die Here voorsien en hoe dat hy my oprig en my versterk en sy goddelike wonderwerke sal ek beleef. Ek wil afsluit met hierdie stelling weer eens. Daar is nie 'n groter wonderwerk as om met 'n siel te praat oor sy verlore toestand en hy kies om Jesus aan te neem. Dis die grootste wonderwerk wat daar is en wat ons as kinders van die Here kan ervaar en beleef. Om mense te help, mense te lei, met mense te deel. Luister net wat Jesus vir julle sê. Dan sal julle ervaar sy voorsiening en sy genade. Amen. Kom ons maak ons harte stil. Liewe Here, baie dankie vir hierdie geskiedenis wat u neergepen het en toegelaat het dit neergepen word. Vir ons vanmôre om daaruit te kon leer. Vir die advies van u moeder. En ons wil vra dat u asseblief vir ons sal help, dat ons soos hierdie dienaars die woord sal aanneem, dat ons sal gehoorsaam, en dat ons dan sal beleef die wonderwerk, wat u in ons en deur ons in ons omstandighede, wat dit ook al vanmôre mag wees, sodat ons kan ervaar hoe dat u ons gebruik. Here, ons vra asseblief, wees die naprediker daarvan. Werk die geloof en die vertroue in ons harte om die woord in ons harte te hou en te bære. En bereik u goeie doel deur die verkondiging van u woord. Amen. Goed, ons sluit af, dan gaan ons staande sing. Die lied soos dit op die bord verskyn asseblief. Oh
Geniet die dag nou verder, moeders. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.